Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam, broer en suster, Psalm 92, vers 1, 3 en vers 4. 92, 1, 3 en vers 4. We sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed, 'n rustdag ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie, in stille môre wagte, as ons eigens omring, wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. Hoe groot is Heer uw werke, hoe diep gaan uw beleid, hoe ryk uw moondheid, oor alle aardse perke, maar dwaas is het gevange, en in al wansin vas, al weet nie dat al ras, sal struikel in al gange, al groei in pracht verskyning, soos plante groen en fris, terwyl al einde is, verdelging en verdwyning, maar U is hoog verhewe, U vyand Heer moet val, geen onregwerker sal ooit straffers voor U lewe. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling.
Amen. Nou, broer en suster, ons gaan nou oor tot die volgende deel van die erediens. En dit dan met behulp van die wet van die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 79, vers 5 en 6, en dan gaan ek u voor in die gebed. Gedenk die kwaad deur ons gedaan nie meer, ons ewel dat wil ons vergeef, o Heer. Hy maak die volk wat nou verswak moet ly, deur u genade weer van die skuld straf vry. Ons vra dit nie om ons verdienste nie, maar om u naam die hoogste eer te gee. En dat die vyand hier in waarnis nou, o God. Kom ons bid saam, broer en suster. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar dat ons saam kan bid. Baie dankie dat U ons lewens gespaar het. Ons bid vir mense in ons gemeente wat siek is. Ons bid, Here, dat U hulle sal gesond maak, dat U deur U Heilige Gees ook in hulle liggame kragtig sal werk, maar dat U deur dieselfde Heilige Gees ook hulle wat hartseer is oor die dood van 'n geliefde, of die verjaardag of die een of ander dag wat belangrik was
En hulle het weer gedink aan daardie geliefde, dat U ons almal ryklik sal troos met die waarheid van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons bid in die besonder vir hulle wat hierdie week by 'n oop graf gestaan het. Ja, Here, maak ons harte gesond en heel. Ons luister met volle oorgawe na U woord en dit is ons bede dat U sal gee dat ons sal leer en dat ons sal dink oor onsself, oor ons lewe, oor die wyse waarop ons na U woord luister en ook die wyse waarop ons bid. Ons bid dat ons opreg sal wees in ons gebede wanneer ons bid dat U ons sondes sal vergewe. Bewaar ons kerkverband van al die aanvalle en U weet dat baie van daardie aanvalle moet ons teenoor U bely vanoggend kom vanuit ons eie kerk uit. Mense wat nie vrede het nie, wat nie vrede wil maak nie en wat skynbaar ook dood eenvoudig nie omgee nie. Ja, Here, gee dat ons rustig sal wees, dat ons nie ingetrek sal raak in hierdie debatte nie nadat ons baie duidelike besluite geneem het en dat ons sal volhard om U te dien en dat ons sal volhard om by U woord te hou. Wees ons genadig en bewaar ons van al hierdie aanvalle ook vanuit die pers uit, waar die duiwel baie duidelik die pers teen ons kerke gebruik. Gee dat ons opreg sal wees in ons diens aan U. En ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Liefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit 1 Johannes hoofstuk 1. Ek lees dit uit die 1953 Afrikaanse vertaling, vers 1 tot 10. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het en wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle gemeenskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar wat in sy woord en is sy woord nie in ons nie. Ons teks is Sondag 51. Wat is die 5de bede? Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons arme sondaars al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van die genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hier is sondaars in hierdie kerkgebou van elke graad
van elke soort. En dit is almal deel van hierdie gemeente. Hier is nie eers een perfekte mens in hierdie gemeente nie. As 'n mens 'n opname maak van jou erediens, dan moet jy seker nie die preek so begin nie. Nie as jy mense wil trek na jou kerk toe nie. En veral nie as dit op YouTube gesit word en uitgesaai word nie. Moet 'n mens nie eintlik eerder 'n beter beeld van jou gemeente aan die wêreld voorhou nie? Ons het immers almal netjies aangetrek en moeite gedoen met ons voorkoms. Ons gedra ons stemmig, maar hier is afgodsdienaars, diewe, egbrekers, saambleiers, vloekers, hardkoppiges, swak ouers, stoute kinders, mense wat te veel drink, mense wat te veel eet, mense wat hulle geld op die verkeerde goed spandeer, mense wat rassisties is, en baie meer. Ons kan voorgee dat dit nie so is nie, en baie kerke gee voor dat dit nie so is nie. Maar dit is nie waar nie. Ek neem u terug na dit wat ons gelees het hier uit die woord van die Here. En die woord van die Here is of 100% waar of hy's glad nie waar nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Hierdie is sondes. En ek sê vir u, hierdie sondes is ook in ons eie gemeente. Wil jy beswaar aanteken oor hoe ek met hierdie preek begin het, broer en suster? Wil jy beswaar aanteken? Want as jy beswaar wil aanteken, dan moet jy vir my kom sê hoe jy hierdie gemeente dan sien. Want hierdie gemeente bestaan nie uit perfekte mense nie. Hierdie gemeente is 'n groepie Christene in 'n sondige wêreld wat op pad is. Ek het 'n probleem met jou gemeente. Ek het 'n probleem met jou gemeente want hulle is vol skynheilige mense. Mense in daardie gemeente van jou is nie getrou aan hulle huweliksmaats nie. Jy is geskei, wat die predikant is. Hulle is oneerlik. Hulle betaal nie hulle mense genoeg nie, voel ek. Die een is so en daai een is sis. Hulle is kinder. Wat 'n tipe gemeente is julle? Julle is 'n klomp skynheiliges. En dit hoor ek al vir baie lank. Ek hang regtig my hoof in skaamte daaroor. Maar dit is waar. Ons is almal sondaars. En sommige van ons stry hard teen die sonde. En sommige van ons stry met tye minder hard teen die sonde. En sommige van ons het tye wat ons glad nie teen die sonde stry nie. En die wêreld kyk na jou en hulle skeer ons almal oor dieselfde kam. Gerieflikheidshalwe, en ek wil vra dat jy nie kwaad word daaroor nie. Regtig, ek wil vra dat jy nie kwaad word daaroor nie. Want dit word nie altyd vir jou gesê nie. Mense wat hulle monde so uitspoel oor die kerk van die Here, vergeet maar gewoonlik van hulle eie sonde. Ja, wat 'n tipe gemeente is julle? Julle is skynheilig. Julle doppers. Kinders, ons is die doppers. Bybel onder die arm. Maar kyk hoe lyk julle. Ek stry nie. Ek stry werklik nie. Want ek gaan nie teen jou stry wat my beskuldig nie.
Ek gaan nie teen die woord van die Here stry nie. Want die Here sê, wie probeer om te maak asof hy so volmaak en so perfek is, praat nie die waarheid nie. So hierdie is nie 'n gemeente vol volmaakte mense nie. Broer en suster, as jy soek na 'n gemeente met volmaakte mense, dis nie die een nie, hoor. Dis dalk ernstig op 'n ander plek in die dorp, maar dis nie die gemeente nie. Dis nie die gereformeerde kerk Heilbron nie. Hier staan 'n sondaar. Dalk die vernaamste van al die sondaars wat vanoggend hier is. En hier tussen hierdie klomp sondaars probeer ons eerlik wees. So eerlik soos wat ek nou in hierdie preek is. Jy kan maar dink of jy dit al ooit gehoor het in 'n preek. En as jy nie reg is vir die eerlikheid oor sonde nie, sal jy nooit hier tuis wees nie. Die gemeente probeer nie sê ons is perfek of volmaak nie. Hierdie gemeente is 'n veilige hawe vir sondaar mense. Hierdie gemeente is 'n plek waar mense weet hulle is sondaars en hulle hoor dit ook. Hier word net 'n volmaakte God gedien. Dit gaan nie hier oor die volmaakte mens nie. Ons aanvaar mekaar en ons is lief vir mekaar, maar ek haat jou sonde. Ek is lief vir jou, maar ek haat jou sonde. En ek haat jou sonde saam met jou, want as ek vrede maak met jou sonde, dan het ek jou nie meer lief nie. En daarom gebeur dit dat van ons ondertig kom met tye. Ja, my vrou kan my mooi aantrek. Sy kan vir my sê, jy nie ander skoentjies nie. En op die ou ende lyk ek redelik as ek hier kom. Maar ek is 'n sondaar. Ek weet hoe lyk ek onder dit alles. Dis ons is nie hard met mekaar nie. Ons moet nie hard wees met mekaar nie. Maar ons moet hard wees en reguit wees as dit kom by die sonde. Ons moet die sonde nie wegpraat nie. Wanneer laas, ek vra jou weer, het jy al ooit gehoor dat daar so in 'n preek begin is? En ek is redelik seker, jy sal vir my sê nee. Inteendeel, dominee, ek het so 'n bietjie geskrik vanoggend. Jy sien, dis die punt. Dit is presies die punt wat Johannes maak. Dis presies die punt wat ons Heidelbergse katekismes maak. Ons noem dit eerlikheid. Dis die waarheid. Eerlike sondebelydenis beteken vergifnis en reiniging. So maklik, broer en suster, bid ons maar net, Here, vergewe my sonde en ek is klaar. Maar vir baie jare weet ek al dat dit kan nie werk nie. Dis nie genoeg nie. Want ek, na 'n kort rukkie, sê maar net die woorde en ek bedoel dit nie. Ek weet ek het dit gesê, ek weet ek het dit gebid, maar dit het my nie geraak nie. En dit is nie wat ons Heidelbergse katekisme sê moet gebeur nie. Ek moet werklik eerlik wees met God wanneer ek oor my sonde praat. Ek moet werklik voor hom buig en vir hom sê, Here, ek het nie vir myself antwoorde nie. Reken ons arme sondaars al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Dis 'n mond vol. En ons doen dit nie altyd nie. Ek en lidmate van hierdie erg onvolmaakte gemeente pleit gereeld by ons hemelse Vader vir vergifnis.
En ons probeer eerlik wees oor ons sonde. Miskien gaan jy na die tyd ook jou bewys van lidmaatskap vra, ek weet nie. Miskien gaan jy ook 'n kerk soek waar daar beter mense is. Mense doen dit, hoor. Jy kan nie glo hoeveel keer moes ek dit al hoor nie. Ek sien nie meer kans vir daardie of hierdie skynheilige nie. Gaan 'n ander kerk soek waar daar beter mense is. Ek het altyd gedink, dit gaan oor 'n beter God, nie oor beter mense nie. Jy sien, jy kry kerke waar jy goeie mense kry. Kyk, hulle is vol gawes. Dis alles net hitte en vlamme. Ek dink die duiwel en die demone loop wye draaie om daardie kerkgeboue, maar ek weet nie. Ek praat nie gereeld met hom nie. Stel nie eintlik belang in wat hy doen nie. Ek wonder waar werk hy eintlik. Ek vra maar net. Hier weet ek is daar sondaar mense. Stikkende mense. Mense met baie probleme. En soms maak ons die fout om mekaar se probleme raak te sien. Mekaar se sonde raak te sien. Dis ook een van ons sondes. Om mekaar se foute raak te sien. Maar die goeie ding is, ons pleit ook, Vader, vergewe my. Reken my die boosheid nie toe nie. Hemelse Vader, ek is nie 'n goeie mens nie. Ek is nie 'n beter mens as die persoon langs my in die banke nie. As enige iemand anders nie. Vader, ek het niks wat ek vir u kan gee om te betaal vir wat ek verkeerd gedoen het nie. My Vader, help my en vergewe my sonde op grond van wat u seun vir my gedoen het. Ek het dit regtig so verstaan, broer en suster, dat dit is waarmee ons besig is in hierdie gemeente. Dis wat ons vir mekaar sê. En daarom het u my ook aanvaar, selfs al is ek self die vernaamste van die sondaars onder u, selfs al is ek ook geskei, selfs al het my lewe ook al uit mekaar geval. Ons dink nie ons is beter as iemand anderste nie. Ons het net 'n beter verlosser. Ons het net 'n wonderlike verlosser. Jy sien, dieselfde mense vol van die Heilige Gees, kragtig in die gawes wat hulle het en die wonderwerke wat hulle doen, lees hierdie vers so. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So hulle sê, daai as beteken. Kom ek draai dit om. Ek sit daar. En ek sê, help my. Hoekom is my lewe so? Hoekom gaan dit so sleg met my? Aha, sê hulle vir my. Het jy jou sonde bely? Het jy jou sonde bely, want God is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. Jy het nie jou sonde behoorlik voor God bely nie. Jy het nie alles op die tafel gebring nie. En daarom het jy moeilikheid. Jou moeilikheid sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, totdat jy eerlik met God is. Totdat jy alles op die tafel gesit het. Totdat jy jou lewe verbeter het. Dis waar jy moet begin. Totdat jy eintlik hier aanbid waar jy nou moet wees, waar ek aanbid wat jou help. En totdat jy, soos ek dink oor die Heilige Gees en wat die Heilige Gees doen,
Maar dit begin daar, dat jy moet eerlik wees oor, en eerlik al jou sondes bely. Ek was net nou eerlik, maar dit het baie van my gevra. Ek is nie altyd eerlik nie. Ek is eerlik daaroor. Al dink my vrou nie, ek vertel nie leuns nie. Ek vertel leuns. Wat van al die kere in my lewe, wat ek na die tyd besef het, daai ding wat ek 3 en 10 jaar gelede gedoen het, was verkeerd. Ek kan dit vandag sien dat dit was verkeerd. As ek intussen tyd dood gegaan het, dan was ek in die hel. Besef jy dit? So het jy nou al gegaan, en al daai dinge wat jy gedoen het, toe jy 'n kind en 'n baba was, wat jy verkeerd gedoen het. Onthou jy dit? Ek hoop jy het dit bely. Ek hoop jy het dit bely. Want anders is jy in die moeilikheid. Ja, as 'n baba doen jy baie dinge verkeerd. Jy skree soos 'n maarvarkie omdat jy nie jou kos op tyd gekry het nie. Het jy daai goed bely? As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. O, jy het dit nie bely nie, nê? So intussen tyd as jy doodgaan, hel toe. Dit hoe jy die vers moet lees. Nee, duidelik nie. Want dis die klassieke fout, nê? Dis Christus plus my belydenis. Christus plus my lidmaatskap van hierdie kerk. Christus plus hoe ek oor die Heilige Gees dink. Christus plus al my 100% eerlikheid altyd in my lewe. En ek is nie altyd eerlik. Soms bid ek onnadenkend, Vader, vergewe my sonde. Is dit nie die waarheid nie? Kom aan, broer en suster, u weet dit is die waarheid. So, hoe moet ek dit verstaan? God probeer daarmee sê, maak 'n punt daarvan om jou sonde te bely. Maar my redding is nie afhanklik van my wat perfek moet wees in my belydenis nie. Wie red my? God wat getrou en regverdig is, red my deur sy seun Jesus Christus. Dit is wat die boodskap is van daai vers. Want ek kan nie volmaak eerlik wees nie. Ek kan in niks volmaak wees nie, broer en suster. En as jy dit begin verstaan, as jy dit begin insien, welkom in die kring van sondaars wat begenadig is. Welkom in die kring van die nederiges en die ootmoediges. Die mense wat neerbuig en naby God lewe, pleitend die gebed op hulle lippe. Here, ek het niks nie. Ek is 'n bedelaar by U. Ek pleit by U. Vergewe my sonde. Maar as U perfekte mense soek, dan is hierdie nie die plek vir U nie. As U die perfekte dominee soek, dan is hierdie nie die plek vir U nie. As U 'n perfekte God soek, dan is hierdie die plek vir U. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 6 vers 5 en vers 8. O moge sal my lede daar ek in van geen verpoosing weet,
Die ganse nag deurweek ek, by bed met trane smeek ek, om redding uit my leed. Waar is my teepartyders? Skrik het my bestryders, verstom en omlaat keer. Hoogheid lê aan bande, oogwink en al skande, daal op al koppe neer. Ek lees vir ons broer en suster 2 Korintiërs vanaf vers 14. Maar God sy dank dat wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe aan julle of van nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertroue het ons deur Christus by God, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking voor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sodat dit opgelig word, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, nie na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here
wat die Gees is. Nou, ons staan weer stil by Sondag 51, broer en suster, wat dan die bede is, dat die Here ons sondes sal vergewe. Ek herhaal weer hierdie teksvers, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Ek dink by ons almal is daar 'n behoefte om die Here te sien. En as ek die Here kan sien, kan ek die heerlikheid van die Here aanskou. Ek dink dit is die een ding wat ons almal 'n begeerte het, dat dit in ons lewe 'n werklikheid sal word. En iets van daardie heerlikheid kan ons reeds hier op die aarde ook aanskou, as 'n mens hier luister na die apostel Paulus. Dit lyk vir my dat 'n mens die heerlikheid van God kan sien deur die Bybel en deur te bid. En hiervoor is eerlikheid nodig. Absolute eerlikheid is onontbeerlik nodig om die heerlikheid van God te kan sien. Hier bid ons bid in die erediens. Baie mense het 'n baie groot probleem met die manier waarop ons bid. Daar's nie vlamme nie. In die sin van, hier gebeur nie allerhande fantastiese dinge wanneer hier gebid word nie. Mense steek nie hulle hande op nie, mense val nie neer nie. Daai tipe van goed gebeur nie. Hulle sal sê, maar die dominee bid elke keer op dieselfde plek in die erediens. Almal weet hy gaan nou bid. En julle ken die kritiek. Baie mense sal ook sê die gebede klink maar 'n bietjie styf. Hulle verstaan nie die manier waarop ons bid nie. En as hulle bedoel dat die gebede klink vir hulle 'n bietjie styf, dan dink hulle ons bid nie opreg nie. Hoe weet jy hoe ek bid? Hoe kan jy weet hoe ek bid? Hoe kan jy weet wat in my hart is as ek bid? Ek het gedink net God weet dit. Dis hoe ek het verstaan het. Ek dink nog steeds so. Ek dink dat baie van die kritiek wat ons kry hieroor is nie reg nie. Ons is opreg daarin, ons is dalk net anders. Kan 'n mens se gebed jou red? Kan 'n mens se gebed uiteindelik, en dis 'n kritiese vraag, kan 'n mens se gebed op die regte tyd in jou lewe jou red? In 'n sekere sin ja, maar ek bedoel dit in 'n definitiewe ander sin. Ek bedoel dit ook nee. Want baie mense dink hulle kan roekeloos lewe hulle hele lewe lank, en as die dominee kom, as jy op jou sterfbed lê, en hy help jou om sekere woorde te bid, jou sonde te bely, dan red jy jouself met jou gebed aan die einde van jou lewe. Jy's reg, dit kan nie, nee. Dit kan nie. Want weer eens is dit dieselfde fout. Dis jy wat jouself red met jou gebed. So gebed werk net nie so nie, en ons weet dit. Ons moet eerlik wees oor die diep moeilikheid waarin ons is wanneer ons hier op aarde is. En ek weet baie van u bid nie. Daaroor is ek ook eerlik. Ek weet baie van ons jong mense bid nie, want ek vra hulle as ek huisbesoek doen. Ek vra vir mense, bid julle? En hulle bid nie. En dan sê hulle, ek is baie besig, en ek is baie moeg in die aand, en dan gaan slaap ek. En dis ook nie reg nie. Jy moet dit regstel. Jy moet jou hele lewe lank bid. En jy moet bid dat die Here jou sonde sal vergewe.
Hoe verwag jy om die heerlikheid van die Here te sien, as jy nie wil bid nie? Waaroor is jy so kwaad, dat jy nie wil bid nie, as dit die probleem is? En baie keer is mense kwaad oor wat mense aan hulle gedoen het, nou bid hulle nie. Vir wie is jy dan nou kwaad? Dit is nou om jou eie neus af te sny, om jou gesig te spuit. Julle ken mos die Engelse uitdrukking. En dan is daar nou 'n nuwe ding wat kop uitsteek, al meer en meer. Ek is die afgelope Vrydag ook daarmee gekonfronteer. Jy kry weer mense wat net wil bid. En dis daar in die stad. Ek sou die gemeente, is 'n groot, bekende, asemrowende gemeente. Dis nie 'n gereformeerde kerk. Maar kyk, alles is mega. Alles is mega. Groot. En daar sê hulle, daar is te veel gepreek in die verlede. Te veel Bybel. Te veel kerkgeboue met 'n preekstoel. Bid, belewenis, klokke, kerse, wierook. Belewenis, beleef dit. Beleef jou verhouding met die Here. Dan gaan jy die heerlikheid van God aanskou. Dan gaan jy God sien. En dit is groot in Gauteng hierdie ding. Jy het nie 'n idee nie, is nog net nie hier nie, dit is op pad. Ek dink is mindere mate en van die gemeentes dalk al hier. Hoekom lees jy, een vraag vir my, hoekom lees jy jou Bybel so baie? So nou en dan sê die persoon vir my, jy sal weet waar dit staan. Jy sal weet waar dit staan. Ja, ek weet waar dit staan. Ek weet wat ook daar staan. Nie omdat ek so fantasties is nie, maar ek lees my Bybel. Want jy sien, ek kan nie bid as ek nie my Bybel lees nie. En ek kan ook nie my Bybel lees as ek nie bid nie. Hoekom het ek net nou hier so gestaan? Ek het gebid dat die Here my moet help om my Bybel so te lees dat ek reg kan preek. En ek bid om Bybel te lees en ek lees my Bybel biddend. Paulus sê, as jy die Here wil sien, dis in daai vers, dan sê hy vir ons, in die opregte gebed oor sonde is die verkondiging van die woord ook belangrik. As ek wil reg bid, moet ek ook na die woord van die Here luister. Hy sê die Bybel is soos 'n spieël. Die spieël word na ons toe gedraai in die eerste plek as ek die heerlikheid van God wil aanskou, kom die Bybel. Hier is hy. Sien julle hierdie spieël? Julle kinders sal sê, Dominee, askies, hierdie is nie 'n spieël nie. Ons kan onsself nie daarin sien nie. Dan moet jy 'n bietjie jou pa en ma gaan vra vanmiddag. Dan luister jy nog nie reg nie. Want toe ek net nou die wet van die Here gelees het die spieël na my toe gedraai. En ek het gehoor, die Here sê vir my, kyk mooi na jouself, wat sien jy van jouself? Nie wat sien jy van die ander mense hier om jou nie, wat sien jy van jouself? En toe was dit vir my makliker om daai eerste preek te preek. Want ek is ook skuldig. Ek is ook 'n sondaar. Jy sien, as die Here hier die spieël na my toe draai, dan gebeur hier iets binne in my wat baie mense groot probleme het. Ek kyk hier binne in my en dan sien ek, dis nie so rein nie, dis nie so skoon nie, dis nie so mooi nie, dis baie keer baie vuil, en stikkend, en bloeiend, en gebroke, en 'n gespook. En dan kry ek my plek voor die Here.
En as ek my plek gekry het voor die Here en ek kyk dan op, danksy hierdie spieëlse werking in my lewe, en ek kyk dan op, dan aanskou ek die heerlikheid van die Here. Maar jy kan in die moeilikheid beland, en 'n mens doen dit, ek is 53 jaar oud, baie van julle is ouer as ek, party van julle is jonger as ek. As jy 53 jaar oud is, sê hierdie vers, kan dit maklik gebeur dat jy 'n sluier opsit. 'n Sluier is daai ding wat 'n bruid nog vandag dra. In die 70's het die bruide mos sulke sluiers gehad. Jy het regtig nie geweet wie kom hier aan nie. Toe het hulle dit gemoderniseer. Nou is dit net so skreefie al, hier voor die oë, maar daar's nog 'n sluier, nê. En wat is die funksie van die sluier? Dit maak toe. So Paulus skryf hier en hy gebruik hierdie beeld, hy sê, so die spieël van die woord draai na my toe, maar mense sit 'n sluier op, en die sluier verhoed. Wat gebeur as jy 'n sluier opsit? Ek vra 'n bietjie vir ma of sy nog haar trourok het, of haar sluier het, en dan probeer julle kinders dit. Gaan kyk 'n bietjie dan na jouself in die spieël. En ek is redelik seker jy gaan moet sê, wag 'n bietjie, dat ek net hierdie sluier uit die pad uitkry, dat ek myself in die spieël kan sien. Alles het 'n ou sluier. En jy is reg. Die sluier veroorsaak dat jy die woord nie reg sien nie, en dit veroorsaak dat jy God in sy heerlikheid nie kan sien. En dit is wat die mense in Paulus se tyd gedoen het. Hulle het sluiers opgesit. Die Jode het 'n sluier voor hulle gehang, wat verhoed het dat hulle die Bybel, die woord in hulle tyd reg kon lees. En dit het veroorsaak dat hulle God in sy heerlikheid nie kon sien nie. Hy dink spesifiek aan die skrifgeleerdes en die fariseërs. En daar's 'n verskeidenheid van sluiers. Kom ons praat van 3 sluiers. Onkunde en skynheiligheid het ons nou al oor gepraat, en ongeloof. Die onkunde ene werk so, dat die skrifgeleerdes en die fariseërs lees die Bybel, maar dan sê hulle, ja, God het goeie wette gemaak, maar hierdie wette is nie duidelik genoeg vir die mense in ons tyd nie. Ons moet die wette bietjie beter uitwerk, en meer detail gee, en meer besonderhede gee, en hulle het, hoor hierso, hulle uitgewerk in die honderdes in. En toe sê hulle, julle mense moet dit hou, as julle gered wil word. Met ander woorde, hulle het gegaan, en hulle het by die woord van die Here eintlik gaan byvoeg, en laste saamgebind, wat vir die mens te swaar was om te dra. En as jy nie hierdie goed gehou het nie, dan het hulle gesê, sondaar, jy is op pad hel toe. Maar ek, skrifgeleerde, fariseer, ek is 'n mens van 'n ander stoffasie, baie beter as jy. En die Here Jesus het dit raak gesien, toe vertel hy 'n gelykenis, jy almal ken die gelykenis baie goed van die fariseer en die tollenaar, nê. Onthou julle hoe die fariseer gebid? Hy bid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek is so dankbaar ek is volmaak. Ek is so dankbaar ek is volmaak. Hy moes net nog gesê het, en nou het ek U ook nie meer nodig nie. Want ek is volmaak. Daarteenoor vertel die Here Jesus dat by iemand wat werklik weet, op grond van die spieël van die woord wat na hom toe gedraai is, die tollenaar bid, o God, wees my arme sondaar genadig. Net dit. Jy sien, dis die sluier ook van skynheiligheid, wat jou kan pootjie, en wat kan maak dat jy nie die heerlikheid van God sien nie. Vir jouself sê jy is meer en beter as wat jy is.
nie hou van die eerste preek en al die eerlikheid wat daarin was nie. Jy weet, dit is ook die sluier van ongeloof. Besef jy dit? Want as jy dink, en ek het dit eintlik gesê toe ek gepraat het oor daardie gebed, o God, dankie dat ek nie is soos, dankie Here, maar nee dankie, ek het U ook eintlik nie meer nodig nie. Want ek sal dit doen met my geloof, met my gebed, met my leefwyse, met die fantastiese mens wat ek is. All fire and power. Ek het nie iemand anders nodig nie. En dan kry jy die gereformeerde kerk Heilbron soos wat sy dominee hom net nou ontbloot het en geskets het. Swak, sondaar mense wat moet stry teen hulle sonde. Moet dus nie, broer en suster, in onkunde bly nie, moenie allerhande sluiers voor jou hang nie, sodat jy uiteindelik nie die heerlikheid van God kan sien nie, maar kyk met 'n onbedekte gesig in die spieël van God se woord en sien jouself vir wie jy werklik is. Jy het die Bybel nodig om regtig te kan bid. Anders te mislei jy jouself. Van lees, jy het die wet ook nodig. Veral die wet ook nodig. Jy het veral die wet ook in die erediens nodig. Ons moet maar saam na hom luister. Ek moet God lief hê bo alles, ek moet nie afgode dien nie, ek moet sy naam nie ydelik gebruik nie, ek moet die Sabbatdag hou, ek moet dit heilig, ek moet net die Here dien, ek moet my ouers gehoorsaam wees, ek moet nie iemand vermoor nie met my woorde nie, op geen manier nie, ek moet nie 'n verhouding met iemand anders te aanknoop nie, ek moet nie steel nie, ek moet nie vals wees nie, ek moet niks begeer nie, wat nie myne is nie, wat God nie vir my gegee het nie. Ja, die woord raak my gebede baie diep. Die woord beïnvloed my gebede. En dan sê Paulus, as dit gebeur en jy sien jouself as sondaar wat gered is deur ons Here Jesus Christus, dan gebeur daar iets kragtig in jou lewe en dit is dat die Heilige Gees verander jou ook. Verander my ook. En in ons is daardie verandering beskryf hy ook as 'n heerlikheid. Dis 'n afdruksel van die heerlikheid van God. Ek straal die heerlikheid van God in hierdie wêreld maar net deur, omdat die Heilige Gees in my beginne woon en werk, en omdat ek so mooi in die spieël van die woord my sien vir wie ek is, en dit raak my werklik diep. Ek raak met God besig. Soos wat ek sy heerlikheid aanskou, straal dit deur my na die wêreld toe. Maar ek word nie volmaak nie. Ek bid myself nie volmaak nie. Ek bid myself nie tot in die hemel nie. Christus vat my hemel toe. Mag u gebedslewe opreg wees, broer en suster, en eerlik wees voor die Here. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord kragtig en duidelik is. Stroop ons van die sluiers van hoogmoed, van skynheiligheid, van onkunde, van luiheid om u woord te lees en luiheid om te bid. Gee dat ons opreg met u sal praat. Eerlik sal wees oor wat in ons lewe aan die gang is of wat in ons lewe gebeur het. Mag ons u heerlikheid in hierdie wêreld weerspieël. Spreek ons altyd aan deur die woord. Laat u woord en die gebed in ons lewe altyd staan onder die kragtige leiding van die Heilige Gees. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.
Daar is geleentheid, broer en suster, vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met Psalm 86, vers 2. Ekskuus, ek is te vinnig. Psalm 86, vers 2 en vers 3. Klim tot in die ganse dag, oor my in my siels verlange, gee my vreugde en vreugdesange, want ek hef my hart en oog, trouwe God tot U omhoog. Heer, U goedheid is die lewe, U sal muld ons skuld vergewe, wie U aanroep in die nood, vind U guns oneindig groot. Heer, my God, ontferm U oor my, luister as ek roep, verhoor my, merk uit goedheid as ek spreek, op die stem waarmee ek smeek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.